na die kerk toe gaan, of jy nou na daai kerk toe gaan, of jy nou na die kerk toe gaan, as jou gesindheid nie reg is teenoor die Here nie, dan kan jy maar na watter kerk toe gaan. Jy gaan nie gered word nie. Paulus sê, moenie afwyk van die goeie en gesonde leer van die woord van God nie. Dit is wat vir ons 'n Christen maak. Ons wil kerk toe kom om geëntertain te word. Die kerk gaan nie meer oor God nie, die kerk gaan nou oor ons. En hoe meer die kerk gaan oor mense, hoe meer verander die kerk van die Here in 'n show. 'n Show wat ek die limelight wil vat. Die Here sê of Paulus sê vir Timoteus, die Here red vir ons, nie oor ons goeie dade doen nie, maar omdat ons glo in God. Die gesonde en goeie leer moet julle nie prysgee nie. Dit is hoekom ons afvallig word. Ons wil die kerk toe kom, broers en susters, om 'n show te kom opsit nie. Ons kom kerk toe om 'n gesonde verhouding met die Here te maintain. Ons kom kerk toe om gevoed te word deur die woord van God. Dus, as jy by die kerk instap, moet jy met 'n attitude instap om gevul te word deur God, nie om gesien te word deur mense nie. Sodra jy by die kerk inkom, moet jy 'n attitude hê van ek wil vandag deur die Here se woord gevul word. Jy moet in die kerk kom sit en mense sit te dobbel en kyk wat het die ander broer aan en hoe die broer nou weer hier ingekom vanoggend. Jy sê jou mense dop toe, jy sê om jou saak met die Here uit te maak. Dit is hoekom ons afvallig word. Omdat ons wegbeweeg van God af en ons aandag en ons fokus vestig op mense. Wanneer ons dit doen, dan verloor ons die ability om deur die woord van God, soos Paulus vir Timoteus sê, geonderrig te word. As jy 'n behoefte vanoggend het om 'n lidmaat te word van die Here, word jy 'n lidmaat van die Here se kerk, nie van mense se kerk nie. Dus moet jy 'n positiewe bydrae lewer tot die gemeente van God deur vas te hou aan die woord van God. Moenie afwyk van die goeie leer af. Sy gaan vanoggend 'n belofte voor die Here aflê. Ja, Here, ek beloof om my gawes te gebruik om die koninkryk van God te bevorder. Dan sien die koninkryk van God vir jou nie weer na vandag nie. Ons is ywer om bevestig te word as lidmate, maar sodra dit kom by ons goddelike verantwoordelikheid om geestelik mekaar te voed en mekaar aan te moedig, dan verloor ons daai ability. Want ons is selektief in vir wie ons wil serve. Ons is selektief in vir wie ons wil bedien met liefde, want ek like nie van jou nie, of sy is nie my favorite nie. En ek wil tog vir julle waarsku. Ons het die tendensie om in God se kerk ons eie kerkies te maak. Volg my. Sy behoort aan Firikas Jonskerk. Is 'n lidmaat van Firikas Jonskerk. Maar in die kerk behoort sy aan Firica Dale, sy behoort aan Firica Ivan, sy behoort aan Firica Anthony. Ons vorm klikkies in God se kerk. En daai klikkies veroorsaak dat ons die werk van die Here onmoontlik kan uitvoer, want dit is nou my teen jou, dit gaan nie meer oor God nie. Verstaan nie wat ek sê as ek sê die kerk het 'n show begin doen? Dit is my klikkie teen jou klikkie. Dit is my groep wat die shine wil vang teenoor jou groep wat die shine wil vang. In God se kerk is daar net een groep. Paulus sê ons is lede van een liggaam waarvan wie die hoof is. Wie is die hoof van die liggaam? God. As jy kyk toe kom, moet jou intensies rein wees. Jy kan nie God se kerk in 'n show wil verander om jou agenda te push nie, want dan gaan jy die Here se week vir ongeluk. En voor ek weg is September maand het ek gesê, moet nie inmeng aan God se planne nie. Moenie die oorsaak wees, soos Paulus vir Timoteus sê, dat die kerk van die Here verlore gaan, omdat ons nie die woord van die Here kan verkondig in woord en daad nie. Hoor jy van my lewe? Ons is lastig om jy lyk soos 'n model. Paulus sê natuurlik moet jy na jou kyk, jy moet oefen, jy moet, waar is Robin met 'n aai, jy moet oefen, jy moet goed lyk, dan as jy mos nou goed lyk, voel jy goed. Maar Paulus sê vir Timoteus, wat vir jou nog beter gaan laat voel, is as jy die woord van die Here beoefen. Baie dit jy lyk soos Denzel Washington nie. Die suster het eendag gesê, ja, dominee, ek het met ek baie van Denzel.
Is dit jy moes nou wat so gesê het? Ek baie dit sy lyk soos Denzel Washington, want sy ken nie vir God nie. Ek baie dit sy lyk soos, wat is die mooi vrouens hier op die Hollywood? Kom hier in met jou Prada en jou Gucci en jou, wat is dat nou siekie? Chanel. En daai goed kom sy hier by die Here se kerk in. Maar hier in jou hart kan sy nie vergewe nie. Ja, ek wil afsluit. Ek praat nou nie te lang. Een van die, ek het al vir julle gesê, ek is 'n follower of ek is 'n, ek laai sy week by Deion Sanders. Dis die Colorado Buffalo voetbalteam se coach. Hy sê, die oomblik toe hy besef hy is besig om verlore te gaan, is toe hy besef hy het 'n paar dierskoene aan. Maar hy kan nie een tree in die regte rigting vat. Hy sê hy ry $1 miljoen kar, maar hy kom nêrens. Hy sê hy dra dierklere, maar hy voel worthless. En die oomblik toe hy die Here aangeneem het, as sy saligmaker en sy verlosser, het sy prioriteite begin verander. Dit het nie meer gegaan oor wat hy aan het of hoe hy lyk, dit het gaan oor wat in sy hart aangaan. Hoe sit hy in die kerk van die Here? Imakwadra, hoe sit hy in die kerk van die Here? Jou hande is hoër as die dak van die kerk, so hoor sit hy die Bybel in die Here, maar jou, as sit hy daar langs die broer, wat sy nie like nie. Ons kan nie sê ons is kinders van God, dan judge ons mekaar nie. Ons kan nie sê ons is lief vir die woord van die Here en die goeie leer van God, maar sodra die dominee iets preek wat my nie aangaan nie, dan bly ek sommer weg van die kerk af. Ek wil hoor wat ek wil hoor, nie wat die woord van God sê ons moet doen nie. Sodra ons hy attitude aan het, dan is jy klaar verlore. Het maak nie saak met wat 'n kerk moet jy gaan. Jou verhouding met die Here begin nie by die kerkie, dit begin in jou slaapkamer. Dit is hoekom Jesus sê, gaan in jou kamer en dan maak jy toe die deur, dan bid sy, Onse Vader wat in die hemel is. So kom ons begin 'n nuwe kultuur in ons kerk, waar ons die samelewing verkeerd bewys. Kom ons confuse die enemy. Kom ons word nie net lidmate op papier nie, kom ons word lidmate in ons harte vir die Here. Kom ons leef vanoggend die belofte aan en ons sê vir die wêreld daar buite, die stereotype wat julle begin glo dat ons net kom en gaan ons challenge. Want ek is hier vir die naam en die saak van die Here. Dit is hoekom ek hier is, vir geen ander rede nie. So mag dit so wees, soos Paulus vir Timoteus sê. Mag jy nou vashou aan die goeie en gesonde leer van die Here. Kerk is nie boring nie. Die kerk is boring vir jou omdat die kerk toe kom met die verkeerde intensies. As hy hier kom sit met die regte redes om regwaar te ontvang wat die praise and worship sing, om te luister na wat die woord van die Here sê, om te luister na wanneer iemand bid, om te bely met jou, as jy met daai intensie kerk toe kom dat ek nader aan die Here wil beweeg en die goeie en gesonde leer van God wil hoor, dan word kerk vir jou exciting. Want dan kom sy kerk toe vir die regte redes. Nie om gesien te word nie om die sing te vang nie om wat ook al redes is, sy kom om die Here te aanbid, en as jy hier uitstap, dan vat sy die Here saam met jou. Ek het eendag vir iemand gesê, en ek wil haar weer afsluit. Ek was so discouraged gewees, hy dag. Preek broer Nolan, en ek stap uit ek staan agter by die deur, en ek groet die mense so hulle kom. En ek staan met my rugkant, agtertoe, en ek groet die mense so hulle uitkom. Die kerk is nog nie eens uit nie, Amanda. Die kerk is nog nie eens uit nie. En ek dink, ek weet nie of hulle geweet het, ek gaan nie wel hoor, wat jy, 2 susters loop hier agter vir my voorbij, hulle sê, die een sê vir die ander suster, kyk nou wie die ding, kyk hoe ek sê, hulle praat van die ander suster, maar sy kon nou net uit die kerk uit. Ek roep my suster, ek vraag my suster, hoe meen jy aan nou? Wat het sy nou gemaakt, ek ben in die kerk? Ek gaan huis toe en ek gaan skryf my bedankingsbrief, ek wil nie verder wat doen my nie sê. Want hoe leer sy vir iemand die woord van God? Dan het hulle geen intensie om die woord van God te wil leer. Maar ja, natuurlijk is die roeping nie iets wat sy kan aan en afskakel nie. Die Here sê, sy moet volhard, so toe moes ek nie volhard. My toe gaan net weer aantrek en die saak gaan recht maak met die Here. Maar ons kan nie meer so aangaan nie.
Ons verteenwoordig vir God op aarde. Ons kan nie meer met die fake, twee gesig, valse maniere in God se kerk sit nie. Ons moet ons houdings reg kry, sodat ons die evangelie van God op die regte wyse kan verkondig. Amanda, kan ek 'n amen kry? Amen. Kom ons bid saam. Dankie Here dat ons vanoggend kon hoor dat God se kerk is onder geen omstandighede boring nie. God se kerk is die opwindendste ding ooit. Die probleem lê by ons. Ons kom kerk toe met verkeerde agendas. Ons kom kerk toe met verkeerde intensies. Ja, vir ons Here, deur hierdie woord en deur die werking van die Heilige Gees, om vir ons reg te ruk, Here, om regwaar vas te hou aan die goeie en gesonde leer van die woord, dat ons kerk toe kom, Here, om geestelik gevul te word, dat my naam nie meer langer net 'n naam op 'n boek sal wees nie, maar dat ek 'n lewendige lidmaat sal word vir die Here en aktief sal werk en sal bou aan sy koninkryk op aarde. Ek bid dat U met elkeen van hierdie nuwe lidmate sal wees, waar hulle nou hulle belofte sal afleef voor U, dat U hulle sal aanraak, dat U hulle sal deurdring met die Gees en dat U vir hulle 'n nuwe ywer en honger sal gee om daar te wil wees vir U en U saak. Laat dit so wees deur die werking van die Heilige Gees in hulle en deur elkeen van ons, van nou af tot in alle ewigheid. Amen.